Nou is dit tyd om 'n bietjie musiek te maak en 'n lekker ligte onderwerp aan te raak en dit is die woord Zammaleke. Dit klink dan maar lekker om net dit te sê en die kunstenaar Kabous kuier vir die eerste keer vanoggend hier op die geel bank. Baie welkom. Baie dankie dames. Dit is almal lekker om hier vanoggend saam met julle te kuier. Steel jy nou my line? Absoluut. Kabous, vertel vir ons, waar kom die naam Kabous vandaan en waar kom jy vandaan? Jong, so ek is eintlik oorspronklik van Alberton en kom ek vertel vir jou eers waar Kabous vandaan kom. So in my familie, ek is eintlik maar Johan. En my familie is vol Johans en ek spot altyd en ek sê as ons by 'n familie byeenkoms is en iemand skree Johan, dan kyk almal om. So my familie is vol Johans en toe ek klein was het ek bakore gehad. Ja. En my tannie het net eendag my gesien as 'n baba en gesê, "Maar hoor jy, hy lyk soos 'n kabouter. Kom ons noem hom Kabous." En van daar af het dit net gestiek en ons is van daar af aan met Kabous. Maar dit sê so lekker. Dit sê net so lekker so Zammaleke. Ag, baie dankie. Ja. En wat het jou laat besluit om Zammaleke te skryf? Weet jy, ek is 'n man wat alles analiseer wat om my aangaan. En jy weet, politiek is politiek. Politiek gaan altyd daar wees. Dit was al vir honderde jare in die verlede, daar gaan vir honderde jare nog meer wees. Toe dink ek maar, hoorie, wat kan ek oorskryf wat 'n ligte onderwerp is, maar wat ook die hele land en al sy 11 kulture kan unite. Ja, wat bind is wat die, ek wil sê unite wat die Engelsman sê. Toe dink ek, maar hoe sal almal weet wat Zammaleke is, snaaks genoeg, of Zammalek is, althans. En vir die kykers wat nie weet wat dit is nie, dis natuurlik Black Label. Toe dink ek, maar al weet ek dit gaan oor 'n bier, 'n Black Label, kom ek doen iets wat almal mee kan saamsing, almal kan bind. Want jy weet, die wêreld is so vol negatiewe goed. Dit is tyd vir 'n bietjie positief. En toe besluit ek, nou kom ons skryf hierdie liedjie en kom ons kyk wat gebeur. Kabous, maar hierdie liefde vir musiek en liedjies skryf en so aan, waar het jou liefde vir musiek begin? So ek sê altyd, ek was bevoorreg om in 'n huis groot te word waar ons goeie Engelse musiek, natuurlik Neil Diamond, Johnny Cash, al daai lekker ouens, maar ook goeie Afrikaanse musiek het ek mee groot geword. En na skool het ek drama gaan swat, maar daai saadjie was altyd geplant van, maar weet jy, musiek het net daai ding wat die wêreld verander. En ek dink nou weer op pad hiernatoe. Jy kan 'n sielkundige wees, jy kan 'n wiskundige wees, maak nie saak wie jy is in hierdie lewe nie. Almal het musiek nodig op een punt in jou lewe. Het jy daai konnotasie nodig van, hey, maar hierdie laat my dink aan my ou dae. Hierdie laat my dink aan toe ek en my vriende uitgegaan het op daai dag en daai jaar en so aan en so aan. Waar het jy drama geswat? Ek het drama geswat by TUT. Ja, net hier by die straat af. Ja nee, kyk, ek ken vir TUT, ek ook. So wat doen jy as jy nie liedjies skryf en musiek maak nie? So ek is 'n aanlyn onderwyser. Ja. So deur die week gee ek klasse, private klasse. Geniet jy Engelse dit? klasse. Ja, dit is lekker, maar om die waarheid te sê, musiek is maar die passie. Dit is die loopbaan wat ek wil volg. Dis die ding wat vir my honger maak, jy weet, om net meer te skryf en meer musiek daar buite te sit. Gepraat van honger, op die musiekvideo praat jy baie van dors en dit lyk vir my daar's ook 'n baie interessante kultuur. Mense kom agter jy het 'n baie groot liefde vir bos en braai en dit is ook tipies Suid-Afrikaans, né? Nee? Dis iets wat 'n mens moet koester en aan vashou en ek dink jy kry dit reg met jou met die boodskap van die liedjie, né? Nee? Ja, kyk, verseker. Ek en my vrou het oorsee gebly vir 3 jaar. En daar sien jy goeters raak. Jy analiseer goeters wat nie baie mense van weet wat nog nie daar was nie. En een van die dinge is, somtyds is die gras groener aan die ander kant omdat daar meer kompos is. En dis die klein goedjies van Suid-Afrika wat 'n mens so verskriklik baie mis. Die mense, die wonderlike mense, die vibrancy. Sorry nou vir die Engelse woord, maar die braai, die kuier, net jy weet, met een van die gaste hier buite het ek so lekker gesit en gesels en dit sal jy nie kry oorsee nie. En dit is juist dit wat ek gemis het. Waar het jy gebly oorsee? Ek het gebly in China, ek en my vrou het in Dalian gebly waar ons ook skool gegee het daarso.
Ongelooflik. Hoorie, ek lag nou net so, jy vat my nou terug na my toneel daar ook. Een van die lyne wat ons gesê het was volk, die gras is net groener aan die ander kant van die draad omdat hierdie wolkpyp daar gebars het. Dit laat my nou daaraan dink, maar dit help 'n mens om perspektief te gee as jy 'n paar ander plekke gesien het en dan terugkom, nê? Nee? Vertel my 'n bietjie wat se musiek hoe het jou musieksmaak verander met jou reise en oor die jare, want jy sing ander liedjies ook, jy tree baie op by restaurante en by watergate. Watter ander musiek hou jy van? Ek het ook geluister, De Lilla het 'n lekker boere musiek toon aan hom, maar jy het 'n wye musieksmaak, né? Nee? Ja, so ek sing vir jou en ek luister van Chris Christofferson, Neil Diamond, Johnny Cash, Bon Jovi, Def Leppard, al die 80s rock, al die 90s rock, Afrikaanse musiek, klassieke musiek. Ek is net 'n groot liefhebber van alle goeie kwaliteit musiek. Wat wil jy bereik met jou loopbaan? Is daar iets soos 'n iemand saam met wie jy wil optree? Is dit 'n album? Is dit 'n iewers waar jy wil optree? Wat is die Bucket doel? list. Ja. So kyk, ek sien elke dag wat ek musiek kan maak as 'n gawe en waar ook al ek opeindig, sal ek bitter baie dankbaar wees. Maar daar's mos ook 'n gesegde wat sê as jy 'n olifant wil eet, dan eet jy hom stukkie vir stukkie. Ja. So al is my drome aan daai kant, fokus ek op die pad voor my en ek maak seker dat ek my werk reg gedoen kry en wie ook al my waar wil hê, dat ek daar sal wees met die beste weergawe van myself. Ag, so mooi gestel. Vertel ons 'n bietjie van die musiekvideo. Dit lyk of jy nogal pret gehad het en hom geskiet het. Weet jy, ons het, en dit het my net weer laat besef hoe wonderlik dit is om vriende te hê waarvoor jy lief is en wat jou liefhet. Want al die mense wat julle daar sien op daai musiekvideo is al my vriende, al die mense wat ek op kan staatmaak, wat van ver gery het, so. En dit was natuurlik baie lekker, allerhande grappies en omdat die tema so lig is, ou Zama lekker en ons is nou daar by die kroeg en al daai dinge, dit was baie lekker. Jy gaan ook net Zama lekker vir ons sing, né? Verseker. Ons kan nie wag nie. Weet julle dat Zamalek, dit verwys nie net na bier in Suid-Afrika nie, maar dit is die naam van 'n sokkerspan in Egipte. Weet jy dit? Ja, ek het eintlik daai ding raak gelees. Ja, want ek het toe nou gaan kyk na die oorsprong daarvan en toe kom ek af op hierdie Instagram page van Zamalek, maar dis in Egipte. So dit is nou vir my 'n wat? Ja. Het hulle ook bier daar? So dit is nou interessant om te sien, né? Ja. Ja, dis wonderlik. Nou, ons sien vreeslik uit om te luister na jou liedjie wat jy nou vir ons regstreeks gaan sing, amper sê ek lewendig gaan sing. Ons is bly te sien jy is nog lewendig hierdie tyd van die oggend. Baie dankie, En dit was net. lekker om met jou te kuier, Kabous, en om jou dop te hou verder. Baie dankie. Weens ek waardeer dat ek by julle kan kom kuier vanoggend. Baie dankie en julle moet sommer 'n voorspoedige week ook hê, hoor. Ag, baie dankie. Jy ook bly ingeskakel vir Zama lekker nou op die program.